Ons het ek het Dinsdag 'n bietjie dag verlof ingesit en toe was ons by Magubus Kloof en as 'n staproete ons daar by Dokelewa het gaan kuier en dit is 'n verskillike mooi het op so teen 'n stroompie en 'n poel daar so ons kan swem en ons 'n bietjie gaan stap. En ons gesin is baie lief vir stap. En ons dink al klaar wanneer wil ons volgende keer weer gaan. En as julle my vrou bel en julle vra waar is Dani en sy sê jong nee, sy weet nie. Dan moet julle weet ek is by Dokelewa het in Magubus Kloof. Verskillike plek net daar in die natuur. Maar as 'n mens so partykeer op 'n stap toe gaan of 'n dagstap, mense nooi jou saam en jy dra hom goed saam en dan begin jy so 'n bietjie teen die bult uitstap en dan wonder 'n mens wat het my besiel om hierdie ding saam met my vriende te doen. Hulle het gesê is net 'n dagstappie, is net om die draai, maar is nou baie langer, baie moeiliker. En dan voel jy wil goed net uitgooi uit jou rugsak uit. Maar jy weet jy het half nodig want dit is water en snacks. En die vraag is, gaan ek dit klaarmaak? Gaan ek by die einde uitkom? En ons weet mos maar as jy stap ver, dan trek jy die regte skoene aan. Jy gaan nie met jou plakkies daar in die berg stap nie. Of met jou kerkskoene daar in die veld wees nie. Jy trek die regte goed aan, want as jy verkeerde klere aan het, verkeerde goed saam met jou het, dan hou dit jou vas. En ons gemeente is in so 'n wedloop. 'n Wedloop waar ons nou 2 rondes roepingsgesprekke gehad het. En party mense voel verskriklik opgewonde en sê, dis tyd, ons wag, daar moet verandering plaasvind, ons moet nuwe goeders doen, kom ons hardloop vinniger. Maar aan die ander kant, is daar weer 'n klomp mense wat sê, ek is bekommerd, ek is onseker, gaan ek nog tuis voel in die gemeente? En is baie keer eintlik al die gevaar van, as ons fokus op mekaar se verskille, dat ons dalk mekaar se tone gaan trap. So die vraag vanoggend is nie net van, gaan ons volhard nie? Maar die vraag is ook, gaan ons reg fokus? Want as jou oë nie op die regte plek gefokus nie, dan verdwaal jy maklik. As jy in die veld stap, en jy sien nie meer voetjies van die roete nie, en die paadjie raak dof, en is later meer 'n paadjie, dan besef jy het 'n verkeerde rigting geloop, jy het 'n afdraai gemis. Maar as jou oë op die regte plek is, dan gaan jy makliker volhard. So kom ons kyk wat sê Hebreërs 12 vers 1 tot 3 vir ons oor hierdie gedeelte. En Hebreërs 12 vaak nou aan by hoofstuk 11 waar die skrywer van Hebreërs praat van 'n klomp geloofshelde van die verlede in die Ou Testament, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Rahab, 'n klomp gelowiges wat die wedloop suksesvol afgehandel het. En hierdie geloofsmense vorm half die agtergrond van hierdie hoofstuk 12. Want sy sê van die geloofskare, die groot skare, dan verwys hy hierso na hoofstuk 11 van die gelowiges, meer spesifiek na die Ou Testament tyd. Vers 1, hoofstuk Hebreërs 12. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oë gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het,
dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons eerste gedagte, raak ontslae van dit wat jou terughou. En ons gaan nou 'n bietjie selfs om reg te fokus, maar as ons wil vorentoe gaan, as jy wil vorentoe beweeg in die lewe, maak nie saak in watter faset nie, moet jy ontslae raak van dit wat jou terughou. Net soos hierdie klere, hierdie jong mannetjie van Hanko vasgehou het en hy kon nie lekker vooruit hardloop nie. Is daar baie keer dinge wat my terughou om nie vorentoe te gaan nie. En om hierdie wedloop suksesvol deur te loop, sê die gedeelte daar moet twee goed gebeur. Eerstens is raak ontslae van die laste. En laste kan verskillende goed beteken vir ons. Dalk is laste verkeerde gedagtegang wat jy het. 'n Las van herinneringe van 'n slegte verlede of 'n stukkie van jou verlede. Of dalk hoe jy kyk na die kerk of na die Bybel, maar is nie regtig wat die Bybel sê nie. Ek lees dit om goed in wat daar nie staan nie. Raak ontslae van daai goed. Maar aan die ander kant is daar ook die sonde. Want sonde is mos 'n doelbewuste keuse wat ek maak om nie God se wil te doen nie. Ons kan maklik sê, ja, ons is almal sondig. Dit is so, maar dit is nie 'n verskoning nie. Maar ek moet doelbewus kies en sê, hierdie ding wat ook in my lewe is verkeerd in die oë van die Here. Ek moet breek daarmee. Want as ek nie breek met hierdie sonde nie, kan ek nie vorentoe gaan nie. En hierdie metafoor van die wedloop wat Hebreërs 12 van praat. Dis nie 'n in ons terme ding is wedloop, ding is onmiddellik wen. Komrits is wen, 100 meter is wen, 3000 meter is wen. Maar hierdie metafoor praat iets van volharding, van deursettingsvermoë. En as ek dit wil regkry, dan moet ek goed van ontslae raak. En baie keer is dit ons gedagtes wat ons jouself gevangene hou oor 'n klomp goed. So, dink maar net weer aan daai klomp warm klere wat hierdie jong mannetjie aangehad het wat hom teruggehou het. Dink net as jy daar op die Olimpiese spele en hier kom 'n ou en hy hardloop 3000 meter en hy het hierdie klomp klere aan. Ons almal gaan sê, dis belaglik. Hy kan dit nie doen nie. So die vraag is sommer net vanoggend so vinnig, of 'n vraag, wat is die las wat jy saamdra? Wat maak dit vir jou moeilik om vorentoe te gaan? Is dit dalk die afbreekende opmerkings van jou ouers toe jy kind was? Of dalk 'n vorige huweliksmaat? En toe besef jy moet uitklim uit hierdie huwelik uit, want hierdie ding gaan nie vir jou werk nie. Ek het gister met 'n paartjie wat ek nie ken nie, hulle is van die Rand, wat ek November maand trou, het ons 'n gesprek gehad oor vorige huwelik en die impak van die ander party wat dit op hulle gehad het. Of is jou las dalk omdat jy voel dis I, me, myself. Alles draai net rondom jou. Alles moet gebeur soos jy dit wil hê. Of dalk is dit 'n stuk bitterheid wat jou vashou oor 'n ding wat lank terug gebeur het. Die persoon het al soveel keer ekskuus gesê, maar jy hou nog daaraan vas. Of jy hou vas aan goed waarmee jy groot geword het,
Maar as ons na die Bybel toe gaan, dan sê die Bybel, dit maak nie regtig saak nie. Jy kan dit so doen of so doen. Watter sonde is daar in jou lewe wat keer dat jy vorentoe kan gaan? Want vergifnis en versoening is deel van die afgooi. Die laat gaan, die uittrek van die baadjie. Die goed wat nie daar behoort nie. Dis om klaar te maak met daai goed van lank terug. Want dit is 'n las, of is dalk 'n sonde. Dan die tweede gedagte wat ek wil deel. En die vraag is, waar is jou fokus? Want hierdie kort stukkie in Hebreërs 12 wat ons gelees het, die eerste deel en die tweede deel haak by mekaar aan. Die een sê, maak los, gooi af. En die ander ene sê, fokus. In die konteks waar hierdie Hebreërs geskryf het, verwys dit ook 'n bietjie na swaar kry. Dis hoekom jy sê, Jesus het die swaar kry verdra, die bespotting verdra, terwille van sy fokus. En hy gelowiges waarvan Hebreërs 11 praat, het kon deurgaan en die wedloop suksesvol voltooi, want hulle fokus was reg. So hoe meer ek op die Here fokus, hoe makliker is om die laste in die sonde af te gooi. Hoe meer ek die laste in die sonde afgooi, hoe makliker fokus ek op die Here. Maar die primêre ding bly is, die oë gefestig op Jesus. Want dan sal jy krag kry om nie geestelik moeg te word en swak en moedeloos te word nie. En as ons gemeente wil groei en vorentoe wil gaan en hierdie banke wil vol kry of van ouens wat nie gewoonlik sonde is nie, gaan dit soveel beter wees as ons sê en seker maak ons fokus is op die kruis. Ons oë gefestig op Jesus. En hoe meer ek myself op die agtergrond skuif, want ek sien die kruis is soveel groter as wie ek is. Die behoefte in Nylstroom is soveel meer as wat ek dink of wil. En hoe meer ek op Jesus fokus, hoe meer kom ek agter, mense is regtig verskillend van mekaar. En dan maak ons ruimte vir mekaar. Selfs binne in 'n gesinsverhouding. Partykeer, mens weet ons, jou kinders verskil van ons radikaal van mekaar. In ons gesin het ons altyd so sê ding, kom net 'n bietjie na die middel van die sirkeltjie toe. Moenie net heeltyd verwag, ons moet doen soos jy dit doen nie. En van my kinders moes maar lank vat om daai les te leer. Partykeer nog steeds so 'n bietjie sukkel. Maar dit is 'n groeiproses. Dink maar aan 'n kompasnaald. As jy in die veld is en jy voel verdwaal, dan vat jy 'n kompas en jy weet, ek moet nou noord stap. Of die naald wys noord, maar ek moet oos gaan. Dan volg jy daai kompas slaafs na. Ons ek dink, okay, maar miskien moet ek eerder 'n bietjie wes gaan, ek sien hier's 'n groot bergie voor, gaan dalk makliker wees. Dan maak ek vir myself meer moeilikheid. Of as jy in 'n orkes is, 'n sinfonieorkes met 'n klomp instrumente. Dink jy so André Rieu, sy goed is net ongelooflik. Hierdie massa mense wat saam speel en saam sing, dit het net hierdie harmonie, hierdie eenheid is. Hoekom? Hulle fokus op die dirigent. Hy is die leier van die orkes. Gemeente, ons is in 'n nuwe seisoen. En ek het dit al 'n paar keer voorgesê en Dominee Simon het ook gesê,
Net die feit dat ek hier is, die laaste 5 maande, maak dit 'n nuwe seisoen. En die realiteit is, ons dink verskillend. Ons voel verskillend oor goeders. En weer eens, party mense het 'n behoefte aan veranderinge en nuwe goeders en dinge anders doen. Ander mense sê, waar gaan ek nog inpas? Mense raak onrustig. Ek moet sê, ek was in 'n paar vergaderings die laaste ruk, maar dinge so 'n bietjie warm in die kraag raak. Want ons, elkeen kom met 'n bril en sê maar, dis my oortuiging. En dan bots hierdie goed met mekaar. Maar ons gemeente kan hierdie roeping wat ons sê, ons is hier om te dien met die liefde van Christus, sodat mense hier 'n tuiste kan vind, kan alleen realiseer as die lede van die liggaam op die regte plek fokus. En baie keer stry ons met mekaar oor verskillende goeters, oor 'n teologiese topik en alles, en ons hoor mekaar nie. Die hele ding rondom die wegraping, wat die laaste week weer in die nuus was, en Charlie Kirk se goed. Ons het almal verskillende opinies, Israel en Gaza, Donald Trump. Ons het almal opinies daaroor. Ons is so besig om my opinie te druk, dat ek nie die ander ou hoor nie. Maar as ons Hebreërs 12 mooi verstaan, sê die Here vir ons, Nelstroom Oos, fokus op my. Dis eers die kruis en dan die taakspanne. Want vanuit die kruis, dis net hoe. Ander gemeentes doen dit op ander maniere. Daar's nie 'n vaste rigiede ding nie. Maar die Bybelse beginsels wat in 1960 gegeld het in die jaar 1500s, in die reformatie van Martin Luther en Calvin, daai selfde waarheid staan nog steeds vas. Maar is ons gemeente nie eintlik in 'n ongelooflike bevoorregte posisie, ten spyte van die ongemak wat ons beleef, ten spyte van die vrae en die onsekerhede, ten spyte van, ek het die opwinding en ek graag die dinge moet verander, dan besef ek weet nie, gaan dinge ooit verander nie. Want in hierdie onsekerheid en in hierdie vrae maak ons gesprekke oop. Maar gesprek wat sê, kom ons herbelyn, kom ons maak seker die dinge wat ons doen, hoe ons dinge doen, is relevant vir ons mense van vandag. Want dit is 'n realiteit, die lewe het verander. Julle daai dae van die swart pakke en die hoede in die kerk, julle jonges sal nie dit weet nie. Dit was 'n seisoen in die kerk, dit was goed en dit het verander. Goed of sleg is nie waaroor dit gaan nie. Maar die feit is, die woord bly dieselfde. Ons moet volhard, maar ons fokus moet reg wees. Ek wonder wat sal gebeur as hierdie taakspanne met oorgawe funksioneer. Daar's nie meer plek vir nog mense om betrokke te raak nie, want daar's soveel goed in die, of nie nog plek nie, daar's meer as genoeg mense wat deel is daarvan. Omdat in ons harte, elke lid van die liggaam, in ons harte vasgemaak het, ek is hier om te dien met die liefde van Christus. En dien beteken, ek kyk weg van myself af. Christus is die bron. En wat wil ons hier moet gebeur? Mense moet hier 'n tuiste kan vind. Dis 'n magdom mense in die gemeenskap, wat nie by kerk is nie. Dink dit hoe gaan hierdie gemeente wees, en wat 'n impak in hierdie gemeente hê, in die gemeenskap, as ons volhard. As ons mekaar se hande vat en sê, ons doen hierdie ding saam. Want geloof is nie 'n one-man show nie.
Jy kan nie by jou huis sit en YouTube video's kyk, preke luister, op jou eie Bybel lees nie. Jy het hierdie nodig. Jy het die koffie drink nodig. Ek wil gou 'n voorbeeld gebruik. Hoe Kevin Bredenkamp, hy het my ontmoet, en toe moes hy my hond kom oppas, die eerste keer. En sê hy het my dominee. Ek sê, maar nee man, moes my sê dominee, ek sê oom. En eendag groet hy my hier so in die kerk en hy sê, môre oom, ek sê nou waar val jy uit en my te sê oom? Hy sê, my dominee het gesê, ek moet nie vir jou sê dominee. Maar omdat ek en Kevin se verhouding gegroei het, leer ons mekaar ken en ons kan lekker met mekaar skerts. Ons het mekaar nodig. Die kruis is nie net daar vir individu nie. Die kruis is daar vir almal en vir die leebanke. Sal dit nie wonderlik wees as jy weer 'n invloed van jonger mense in die gemeente is nie? As gevolg van die ouens wat hier sit, se hart wat warm klop vir die mense buite die kerk. Wat is dit wat jy vanoggend hoor? Wat is daai ongemak in jou hart wat die Heilige Gees jou kom bewus maak vanoggend? Mag ek maar weer die vraag vra, en is nie aanvallend of ek dink jy dink verkeerd nie. Maar waar is jou fokus? Wat het ons nodig om te verander sodat hierdie 'n sterk ding kan word? Dat Oosgemeente kan beskend staan as 'n gemeenste wat dien met die liefde van Christus. Dat mense wat hier inkom met tattoos, sonder tattoos, pankhare, nie pankhare, dat hulle kan instap en sê, ek is tuis hierso, want hier is die liefde van Christus. Dink net wat gaan gebeur. Dink net as oom en tannie wat baie konservatief is, bietjie moet praat met die ou wat die pankhare het, en begin agterkom, Jesus, hierdie ou het so passie vir die Here. Dink net hoe gaan ons by mekaar uitkom. Of die ou met die pankhare sê, ag Jesus, oom en tannie, kom net by in die lewe. Kom as jy so oudtyds, tot hy met hy oom en tannie gaan sit, en hy hoor hy oom en tannie se wysheid, van hulle diepe verhouding met die Here. Dink net hoe gaan dit wees, as ons hierdie goed begin gebeur. Moenie, ek het nog nie iemand met pankhare en Nylstroom gesien nie, maar, dis maar net 'n voorbeeld. Kom ons maak ruimte. Of nee, kom ons fokus reg. Kom ons volhard, maar ons fokus reg. Kom ons stap hier uit en sê, Here, waar by daai 4 taakspanne, waar kan ek inslot? Want byvoorbeeld die taakspanne binne, gaan kyk na die omgegroep, die tee drink, die onderlinge versorging. Daar's 'n klomp goed. Dalk voel jy lankal op jou hart, Here, ek wil hierdie bediening begin. Dat eendag 'n vrou vir my gesê, sy wil graag, sy is 'n jonger vroukie wat geskei is, sy wil graag bediening met geskeide jong vrouens begin. Net 'n ondersteuningsgroep. Dit wat jou hart warm klop, uit die kruis uit. Dit wat jou opgewonde maak oor die kerk en waar jy verskil wil maak. Dis daar waar die Here jou wil gebruik. Want ons kan nie in ons gemaksone sit, lekker agteroor, my ruggie word warm gekrap, is nêrens betrokke nie. Maar as daar iets gebeur in die kerk wat nie na my smaak is nie, dan is ek die eerste ene wat kritiek gee. Ons is 'n liggaam wat op Jesus fokus, wat die laste en die goed moet afgooi. Ek weet nie hoe gaan die goed uitdraai nie, maar ek is opgewonde oor die mense wat sadig daar was, die 60. Die een vroukie het sommer haar naam by al 4 taakspanne opgesit. Sy wil regtig betrokke wees. Maar dit gaan nie oor waar raak ek betrokke nie,
Maar hier, Here, omdat U my verander het, wil ek my beskikbaar stel. Kom ons gaan nie uit en ons praat nie, maar ons gaan leef 'n dienende lewe vanuit Christus se liefde. En ek help dat mense hier kan tuiskom. En prakties beteken dit as ons gaan koffie drink net nou. Ek het laas sê niemand mag alleen kuier nie, maar eintlik 2 persone. En 2 persone is gewoonlik 'n man en 'n vrou wat een kan sit. Gaan uit en sê, hey man, wie is julle? Welkom by ons. Was julle al hier? Kuier net weer, maak moeite. Kom ons hou aan met volhard. Want dit is nie altyd so maklik nie. Maar ons fokus reg. Amen. Here Jesus, daar is so baie hulle waai in die wêreld. Hordes en hordes YouTube-kanale en preke en goeters. Oralste hoor mens opinies en menings. Hier in Suid-Afrika is ons ook maar in 'n woelingstydperk. Ons politiek is die mekaar en Here, ons voel verskillend oor dit. Partykeer is ons gesinne val uit mekaar uit. En Here, dan raak die laste soms te veel. Here, ek wil bid vir hulle wat vanoggend hier sit en wat sê, Here, ek het U nodig. Want hierdie las raak nie te veel. Here, ek het nodig dat U Heilige Gees my weer opnuut sal help om te fokus op Jesus die volëinder. Die een waaruit ons funksioneer, waaruit ons lewe, wat ons kragbron is van die lewe. Here, mag ons hier uitstap vanoggend en doelbewus kies om op te staan en sê, Here, ek wil graag dien met U liefde. Ek wil graag hê mense met U kan tuis wees. Here, ek wil hier betrokke wees, ek wil daar dien. Of Here, wys vir my. Here, mag ons 'n gemeente wees wat U eerste stel. Mag ons voortbou op die mooi memories van die verlede. En mag hierdie gemeente 'n lig wees vir die gemeenskap. Amen.